Ons almagtige Hemelse Vader, ons dankie dat ons die wonderlike voorreg mag hê om voor U aangesig te verskyn, dat ons sondes ons vergewe is op grond van Christus se versoening, dat ons gemeenskap met U herstel is, waar ons, omdat ons van nature kinders van die toorn is, omdat ons van nature sondig is, het ons 'n skeidsmuur gehad tussen ons en U het dit kom afbreek deur Christus. Daar was 'n brief teen ons met aanklagte, verskeie aanklagte, en U het die brief geneem en U het dit saam met Christus aan die kruis vasgenaal. En toe Christus sterf, het hierdie brief wat teen ons was, is begrawe, is in die diepte van die see gegooi. En toe Christus uit die graf verrys, het dit agterweë gebly, sodat ons dan met U herstel kan wees, waar ons eens van U af weggevlug het ons in U arms ingevlug, en het ons versoening van ons sondes gekry. En ons dankie dat U besig is om ons as U kinders, wat U vir Uself uitverkies het, voordat die wêreld was, te leer en te onderrig. En bid ons dan dat terwyl U Seun gestuur het om ons van ons sonde te reinig, U ook U Gees gestuur het om ons in die volle waarheid te lei. U wat die Heilige Gees gegee het om die woord te asem, dit deur die skrywers te inspireer, die woord van die Here vir ons te pen te stel, en ook Here dat ons dit kan lees, is die Heilige Gees ook die een wat vir ons die verklaarder van die woord is. En terwyl ons dan aardse leraars het, wat vir ons die skrifte leer, en die verklarings gee, is dit die Heilige Gees wat ons in werklikheid kom leer. Want geen mens kan ons in werklikheid leer nie, maar U Gees, die salwing, soos Johannes sê, wat in ons is, leer ons alles aangaande U. Ons bid dan, Here, dat ons vanmôre ook deur die geopende woord en die geleese woord geleer sal word, deur die Gees onderrig sal word en die waarhede van die woord diep in ons harte ingedra sal word, sodat ons dit in ons hart bewaar, dat ons teen U nie sondig nie. Ons bid dan, Here, dat U ons dan sal bystaan in die heiligmakingsproses, die pad van heiligmaking wat U met ons stap, en terwyl ons nooit volmaaktheid in hierdie lewe sal bereik nie, dat ons nie mismoedig sal word en ons arms omhoog sal gooi en sal sê dat ons dit help tog niks en dit baat tog niks nie, want hierdie klein begin is tog iets, Here, waarmee U ons leer en waarin ons sal baat tot in alle ewigheid. Bid ons dan, Here, dat ons vertroosting sal ontvang, toerusting sal ontvang, maar ook vrymoedigheid sal ontvang om nie net hierdie woorde vir onsself te hou nie, maar ook aan ander oor te dra. Ons bid vir hulle wat siek is, ons bid vir hulle herstel, ons bid vir hulle wat in krisisse is, dat U ook met hulle sal wees. Ons is baie keer, voel ons afgesny van mense wat ver van ons af is, wat in moeilike omstandighede is, en soms buite die bereik van ons hulp, en ons voorrade wat ons het, karige voorrade, wat ons mense mee wil help terwyl hulle in krisisse is, maar ons weet dat U, Here, aan U behoort al die silwer en al die goud, en daarom is U die een wat versorg en voorsien. Daarom kan ons hulle aan U opdra, en bid, Here, dat U met diegene sal wees wat in ons harte is, en wat ons besorgd oor is. Ons vra ook, Here, dat U met ons land sal wees, ons regering. U leer vir ons om te bid vir konings en hooggeplaastes, en terwyl ons dan in die nuus hoor dat geweld aangeblaas word, en dat moorde ontken word, en dat daar geen ag gegee word op roofstatistieke en moordstatistieke nie, dat dit afgelag word. Kom ons na U toe en ons wil dit vir U vertel. Ons wil dit na U toe bring en sê, Here, U het in U woord vir ons kom leer, dat U haat die werkers van ongeregtigheid, dat U haat hulle wat bloed vergiet,
Want Here, U kom deur U groot liefde en U genade en U strek U hand uit. Maar diegene wat haat, Here, is mense wat dan doelbewus in die hand van die bose speel. En ons bid dan, Here, dat U vir ons godvreesende leiers sal gee in hierdie land, sodat ons 'n stil en rustige lewe in alle godsvrug sal hê, dat ons erediens in stand gehou sal word in vrede, dat U bewarende hand oor ons sal wees, en ons kyk na U toe as ons hierdie dinge vra, dat U ook vir ons daarin sal voorsien. Seën ons dan, Here, by die aanhoor van U woord, die luister na U woord, die verklaring van U woord, die oordenking van U woord, sodat U in alles verheerlik word. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Ons skriflesing kom uit Psalm 22. Ons het verlede week inleidend gekyk na Psalm 22 vanaf vers 1 tot 32 vir die musiekleier op die wysie van die hert van die dageraad, 'n Psalm van Dawid. My God, waarom het U my verlaat? Ver van my hulp, van die woorde van my gebrul. My God, ek roep bedags, maar U antwoord nie, en snags, en ek kan nie swyg nie. Tog is U die Heilige wat woon onder die lofsange van Israel. Op U het ons vaders vertrou. Hulle het vertrou, en U het hulle uitgered. Hulle het U aangeroep en het ontvlug. Op U het hulle vertrou en nie beskaamd gestaan nie. Maar ek is 'n wurm en geen man nie, 'n smaad van die mense en verag deur die volk. Almal wat my sien, spot met my. Hulle steek die lip uit. Hulle skud die hoof en sê, laat dit aan die Here oor, laat hy hom red, laat hy hom bevry, hy het ons behaag in hom. Ja, U is dit wat my uit die moederskoot uitgetrek het, wat my veilig laat rus het aan my moeder se bors. Aan U is ek oorgegee van die geboorte af, van die skoot van my moeder af is U my God. Wees nie ver van my af nie, want die nood is naby, want daar is geen helper nie. Baie stiere het my omsingel, sterkes van Basan het my omring. Hulle het hulle mond teen my oopgespalk soos 'n leeu wat verskeer en brul. Ek is uitgestort soos water, al my beendere raak los, my hart het soos was geword, dit het gesmeld binne in my ingewande. My krag is verdroog soos 'n potskerf, en my tong kleef aan my verhemelte, en U lê my neer in die stof van die dood. Want honde het my omsingel, 'n bende kwaaddoeners het my omring. Hulle het my hande en my voete deurgrawe, al my beendere kan ek tel. Hulle, kyk, hulle sien met welgevalle op my neer. Hulle verdeel my klere onder mekaar en werk die lot oor my gewaad. Maar U, Here, wees nie ver nie, my sterkte, maak tog gou om my te help. Red my siel van die swaard, my enigste uit die mag van die hond. Verlos my uit die bek van die leeu, en uit die horings van die buffels het U my verhoor. Ek wil U naam aan my broeders vertel, in die vergadering U prys. Julle wat die Here vrees, prys hom. Al die nakomelinge van Jakob vereer hom. Ja, vrees hom. Al die nakomelinge van Israel. Want hy het die ellende van die ellendige nie verag of verfoei, en sy aangesig vir hom nie verberg nie. Maar hy het gehoor toe die hom geroep het om hulp. Van U kom my lof in 'n groot vergadering. Ek sal my geloftes betaal in teenwoordigheid van die wat hom vrees. Die ootmoediges sal eet en versadig word. Hulle sal die Here prys wat na hom soek. Mag julle hart vir ewig lewe. Al die eindes van die aarde sal daaraan dink en hulle tot die Here bekeer. En al die geslagte van die nasies sal voor U aangesig aanbid. Want die koninkryk behoort aan die Here en hy heers oor die nasies. Al die grootes van die aarde sal eet en aanbid. Almal wat in die stof neerdaal sal voor sy aangesig kniel, en hy wat sy siel nie in die lewe kan hou nie. 'n Nageslag sal hom dien. Dit sal vertel word van die Here aan die volgende geslag.
Hulle sal aankom en sy geregtigheid verkondig aan die volk wat gebore word, want hy het dit gedoen. Die fokusgedeelte, Psalm 22 vers 22 tot 24, verlos my die bek van die leeu en uit die horings van die buffels het U my verhoor. Ek wil U naam aan my broers vertel en die vergadering U prys. Julle wat die Here vrees, prys hom, al die nakomelinge van Jakob vereer hom, ja vrees hom, al die nakomelinge van Israel. Nou daardie gedeelte staan dan nou tussen die twee gedeeltes van Psalm 22, die een wat oor die lyding gaan en die ander oor lofprysing. En daarom vind ons dan ook hierdie twee elemente in ons tema. God het 'n duur prys vir ons sonde deur sy seun se lyding betaal. Prys hom vir sy genade. God het 'n duur prys vir ons sonde deur sy seun se lyding betaal. Prys hom vir sy genade. Ons het verlede week begin kyk na Psalm 22 en in die besonder in die lig van die nagmaal is dit iets om ons aandag te fokus op die lyde van Christus. En soos wat ek ook vir u gesê het, dat die gedeelte van Psalm 22 is 'n messiaanse psalm, en terwyl baie dit verwerp, die liberale kerke in ons land, baie verwerp die feit dat Christus in die psalms is, en ek het vir u in Psalm 16 gewys hoe selfs die apostel Petrus wys dat baie van dit wat in die psalms gesê is, nie op Dawid van toepassing is nie. Sommige dinge is slegs op Dawid van toepassing, en party dinge is op beide Dawid en Christus van toepassing. En so ons weet dat Petrus dan op Pinksterdag opgestaan het en gesê het dat Dawid dan gesê het dat Christus nie in die graf sou bly nie, soos Psalm 16 sê, en dan sê Petrus, omdat hy dan 'n profeet was, en geweet het dat God vir hom met 'n eed gesweer het dat hy die vrug van sy lendene, wat die vlees betref, die Christus sou verwek om op sy troon te sit, omdat hy dan 'n profeet is. So, die psalms het ook 'n profetiese aspek. Sekere dinge in hierdie psalm het met Dawid gebeur. Sekere elemente daarvan is profeties van aard en wys op Christus. Sommige dinge is 'n beeld waarin Dawid in die kleine die beeld is en Christus die werklike. So daarom moet ons dit in hierdie lig sien. En dan op die ou end is die skrif vir ons gegee sodat ons hoop kan hê. Daarin is daar ook toepassing vir ons in ons lewe. So ons kyk na hierdie psalm weer in die lig daarvan om die lyding van Dawid te sien, om die lyding van Christus primêr te sien, dat ons medelee kan hê met wat Christus vir ons gedoen het, maar dat ons ook kan weet dat Christus medelee het met ons en dat ons troos kan hê. So dis 'n mondvol, en ons het gepoog om dit in die eerste paar verse te doen verlede Sondag, en daarom gaan ons weer kyk na hierdie gedeeltes om dan voort te gaan, en ek hoop dat dit vir elke kind van God tot groot bemoediging sal wees. Want die Hebreërs skrywer sê vir ons, Hebreërs 13 vers 3, dink aan die gevangenes, asof julle medegevangenes is, en aan die wat mishandel word, as mense wat self ook 'n liggaam het. So, ons kan in ons liggaam pyn voel en medelee hê met die wat besig is om te ly. Dit is waarom kinders wat nog nie ervaring gehad het daarin om pyn te beleef nie, dan in 'n mindere mate omgee vir die feit dat wanneer hulle honger het, na hulle maag gaan en maak nie saak of sy half sterwende daar op die bed van griep is nie, maar dan vereis dat mamma vir hulle 'n toebroodjie maak. En so dan is daar nie veel medelee nie. Maar soos wat kinders ouer word en hulle self siek word en soms 'n draai in die hospitaal maak, en ewe skielik begin kinders medelee hê wanneer ouers siek raak.
omdat hulle self siekte in hulle eie liggaam ervaar het. En in die begin met ons wandel met God, is daar net blydskap en vreugde dat ons van ons sondes bevry is, en ons dink nie in terme daarvan van die menslike ervaring wat die ewige seun van God wat mens kom word het. En onthou, ons praat voortdurend van die goddelike natuur en die menslike natuur. Ons skei nie die twee nie, maar ons onderskei dit van mekaar. Het Christus ervaring, dis sy menslike natuur, het 'n ervaring opgebou. Hy kan niks leer in sy goddelike natuur nie, want hy is alwetend. En so, maar in sy menslike natuur het hy medelee, en hy sê dit ook vir ons in sy woord, dat hy met ons medelee het. Die apostel Paulus leer ons ook om bly te wees saam met die wat bly is, en te ween met die wat ween. En so, hierdie psalm laat ons dink aan die sware lyding van Christus, en ons kry 'n klein blik van daardie, ons kry 'n klein blik van dit wat ons beleef, om saam met Christus dan, soos wat ons ly, te dink aan die lyde van Christus, maar meer as dit, wanneer ons lyding het, te dink aan Christus wat aan ons dink. En so word ons op die ou ende getroos, ver bokant menslike beproewings, want ons het 'n hoëpriester wat met ons swakhede medelee kan hê. Soos ons sien in ons tema, God het 'n dierprys vir ons sonde deur sy seun se lyding betaal. Prys hom vir sy genade. So kom ons kyk na hierdie psalm, en ons sien en soos wat ons ook in ons wandel met die Here groei, dat ons al meer en meer die besef sal hê van wat God in Christus vir ons gedoen het, en dit ons tot verdere dankbaarheid sal aanspoor. Vers 2, my God, waarom het U my verlaat, ver van my hulp, van die woorde van my gebrul? En hierdie woorde het Jesus uitgeroep, en ek wil dan na verskeie van hierdie gedeeltes in die psalm kyk, hoe dit ook in die Nuwe Testament genoem word, omdat dit profeties van aard is, en ons sal definitief nie vandag daarmee klaar kry nie, en ons sal op 'n volgende stadium weer kyk, maar ons moet vanuit die Ou Testamentiese perspektief moet ons dit sien, en weet hoe dit in die Nuwe Testament, as dit dan profeties van aard is dit vir ons in die Nuwe Testament herhaal, en ons sal daarna kyk. En hierdie woorde vind ons dan in Matteus 27 vers 46, en omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani. Dit is, my God, waarom het U my verlaat? En as ons die tydlyn kry van die 9de uur, dan hulle het Jesus die 3de uur gekruisig. Nou, hoe dit werk, en veral vir die kinders, want nie net sukkel kinders baie keer om tussen die digitale en gewone muurhorlosie te onderskei nie. Deesdae, omdat ons selfone by ons het, tablette het, is alles digitaal, en vind ons al meer jong mense wat sukkel om te kyk na 'n muurhorlosie, en die ronde ene met die wysertjies, en te sien wat die tyd is, en in die tyd voordat ons nou hierdie tegnologie gehad het, hulle allerhande maniere gekry om met tyd dan vir ons op 'n interessante manier oor te dra. So jy kry baie interessante horlosies. Maar hier het ons ook 'n interessante manier van tyd hou, en dit is dat wanneer die son opgekom het, dan begin die dag, en so die eerste uur van die dag begin 6 uur. Die tweede 7 uur, die derde 8 uur, van 6 uur tot 7 uur is die eerste uur, van 7 uur tot 8 uur is die tweede uur, van 8 uur tot 9 uur is die derde uur. So, hulle het Christus omtrent die derde uur gekruisig, dis omtrent 9 uur die oggend, en dan verder het ons dan dat Christus vir 6 ure aan die kruis gehang het, van die derde uur
tot die 9de uur, 6 ure aan die kruis gehang het, toe roep hy uit, my God, waarom het U my verlaat? En so hierdie swaar lyding wat Christus deurgemaak het, moet ons nie sien soos wat soms in films uitgebeeld word, wanneer daar so 'n bloedstreepie afloop en dan die akteur daar hang om nou so te sê te simboliseer van Christus nie. Ver weg daarvan. Dit is iets wat ons beswaarlik onsself kan indink. Vir 6 ure daar aan die kruis gehang en gelei het. En dit was nie nadat hulle die spykers in sy hande en sy voete ingeslaan het, dat hy uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat nie? Dit was na ure. En omdat dit die 9de uur was en Christus kort na die 9de uur sy asem uitgeblaas het, en die 9de uur is 3 uur die middag, was daar die opvolg van, my God, waarom het U my verlaat? Ek het dors en Vader, in U hande gee ek my gees oor, relatiewe kort tydperk tussen dit wat hy daar gesê het en toe hulle hom van die kruis afgehaal het en hom gaan begrawe het. En so die uitroep was na 6 ure. Ek dink ons kan onsself nie indink in hierdie marteling waardeur Christus gegaan het nie. En nie net, dit was na liggaam, dis duidelik, maar ook hierdie innerlike verlatenheid wat hy gevoel het, 'n geweldige stryd na liggaam en na siel. Nou kan die mens ooit God verlatenheid ervaar, nadat ons dan sê Christus het in ons plek God verlatenheid ervaar. Nou, ons moet ook sê, en dit is wat ek ook verlede keer gesê het, is dat ons verstaan nie mooi wat God verlatenheid in diepte beteken nie, want dit kan nie beteken dat die Vader sy seun afgesny het in die sin dat hy nie meer God is nie, want dis een wese, 3 persone, en een wese kan nie van die of een persoon kan nie van die ander persone in hierdie wese afgesny word nie. En jy kan ook nie net sê, daar's die liggaam en sy goddelike natuur het sy liggaam verlaat en daar hang die liggaam. Dit kan nie so werk nie, want ons het ook in ons Heidelbergse katekismus dat hoe 'n verlosser moet ons soek, een wat in alle opsigte ware God en ware mens is. So, sy godheid kan nie sy mensheid verlaat nie. Sy godheid is daar om die mensheid te ondersteun, want hy moet sterker as alle wesens wees. So wat beteken dit? En ek het vir u gesê, ons weet nie tot na watter mate dit word vir ons gesê en dit word nie vir ons tot in die fynste detail verklaar nie. Daar's 2 tipe mense wat op die brandstapel opgeëindig het in die kerkgeskiedenis. En dit is die wat die onverklaarbare verwerp het of die onverklaarbare probeer verduidelik het. So die wat die onverklaarbare verwerp het, hulle is ketters, as ketters gesien en op die brandstapels gesterf. En die wat dit probeer verduidelik wat die onverklaarbare probeer verduidelik, het ook gewoonlik op die brandstapel of is uit die kerk uit geban en gesê dat dit 'n hygelaar of 'n dwaalleraar, 'n ketter is. En so daarom is daar sekere dinge wat ons verklaar. God sê in sy woord, hy is Vader, Seun en Heilige Gees, hy is slegs een God en dit dra ons oor en ons kan nie verder as dit gaan. En so in hierdie opsig dieselfde met, wat beteken dit presies, my God, waarom het U my verlaat? En die oomblik wanneer ons voet uitsteek om buitekant die lyn van dit wat God vir ons toelaat, dan bevind ons onsself in 'n struik. En so ons
moet dit nie waag nie, ons sê nie dit soos wat dit hier is. Daar is 'n Godverlatenheid, en wat geweldig was vir Christus om deur te maak, wat selfs oortref het die liggaamlike pyn wat hy vir 6 ure verduur het aan die kruis, en dit nog nie te sê van die pyn wat hy ervaar het voordat hy gekruisig is nie, toe hy gegesel is en geslaan is. So hierdie Godverlatenheid is misterieus, maar is verseker sodat ons nie van God verlaat sou word nie. Maar tog het ons die beloftes dat God vir ons beloof in die Ou Testament. Deuteronomium 31 vers 6 het God aan Moses gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Ook vers 8 van Deuteronomium 31. Die Here sê dit aan Joshua. Daar is soveel plekke waar die Here dit sê. Selfs ook in die Psalms. David sê, Psalm 37 vers 28, want die Here het die reg lief en sal sy gunsgenote nie verlaat nie. Sal sy gunsgenote nie verlaat nie. Vir ewig word hulle bewaar, maar die nageslag van die goddelose word uitgeroei. Daarom het God nie aan sy eie seun hierdie beloftes wat hy gemaak het verbreek nie. En so daarom, God het sy gebed beantwoord, maar daar was tog 'n mate van 'n ervaring van Godverlatenheid. En die Here leer vir ons dat selfs dat ons versoening in hom het die Here met mense gewerk dat hy hulle verlaat het. Soms was dit as gevolg van hulle eie sonde, soos in die geval van Samson. En Samson se hare is als afgeskeer en hy het nie geweet dat die Here hom verlaat het nie. En toe wil hy opspring en sê, toe Delilah vir hom sê, die Filistyne is op jou, toe wil hy opspring soos die vorige dae en hy kon nie en hulle het hom gebind. Ook Hiskia, 2 Kronieke 32 vers 31, die Here het Hiskia verlaat en dis dieselfde Grieks of die Hebreëse woord wat gebruik word in Psalm 22 vir verlaat. Waarom het U my verlaat? Die Here het Hiskia verlaat. Die Hebreëse woord azab, en in Psalm 22 vers 2 azab tani, en ons kry nie dieselfde, ons het sabachthani in die Nuwe Testament, want dit is Aramees wat Jesus gepraat het, terwyl Psalm 22 Hebreeus is, so Eli Eli lama azabtani, en die Here het Hiskia verlaat, azabo is dieselfde stamwoord azab. So hier sien ons dat die Here het Hiskia verlaat. En ons weet weer eens, dit kan nie totale afsnyding wees nie, want ons het te veel beloftes wat God ons gegee het, dat hy nie ons geheel en al sal verlaat nie. Maar die Here sê waarom hy dit gedoen het. 2 Kronieke 32 vers 30 en 31, dieselfde Hiskia het ook die boonste uitloop van die water van die Gihon toegestop en dit gelei na onder toe, westelik na die stad van Dawid, en Hiskia was voorspoedig in al sy werk, so ook in die geval van die gesante van die vorste van Babel, wat na hom gestuur het, om ondersoek te doen na die wonderteken wat in die land gebeur het God hom net verlaat, om hom op die proef te stel, om te weet alles wat in sy hart was, om hom op die proef te stel. God verlaat ons, om ons op die proef te stel. En, nou ek het 'n verskriklike, moeilike ouma gehad. En, nou ja, op 'n stadium, toe dit swaar gegaan het in haar lewe, het sy gesê, sy kan nie verstaan dat al hierdie dinge met haar gebeur nie, en iemand het die opmerking gemaak, dat die Here ons beproef, en hy toets ons, sodat ons die Here kan, of dat hy kan weet wat in ons is, hy ons kan ken,
En haar antwoord was vreesaanjaend. As hy my nou nog nie ken nie, sal hy my nooit ken nie. En in werklikheid is dit nie vir die Here om te weet wat in ons harte is nie. Dis 'n uitdrukking sodat ons kan weet wat in ons harte is. Want het jy al opgemerk hoeveel keer in die skrif lees ons dat die Here weet wat in ons harte aangaan? Dat hy weet wat ons dink, dat hy van ver af alreeds weet. Dis hy wat harte en niere toets. So waarom toets hy ons? Waarom stel hy ons op die proef wanneer hy sy teenwoordigheid van ons onttrek om ons op die proef te stel? Wanneer hy sê dis sodat hy kan weet wat in ons harte is dit inderwaarheid dat ons kan weet wat in ons harte is. Want ons weet self nie wat in ons eie harte aangaan. En sodoende ervaar ons soms dat die Here ver is en ons verlaat. So kind van God, kom ons dink terug aan die laaste keer toe jy gedink het, maar die Here luister nie as ek roep nie. Die Here gee nie ag nie, hy laat my lank lei. Waartoe het dit gelei? En u het nie nodig om teenoor my of teenoor die mense rondom u te antwoord nie. U kan in die hart dink daaraan. Was dit verwyte wat na God geslinger is? Wat het uit die hart uitgekom toe die Here u oorgelaat het en in 'n moeilike posisie geplaas het en u nie geantwoord het nie? Soms sê mense, wel, maar die Here het nie betyds ingegryp nie. En dit is soms dat die baljie kom ingryp en hoe mense op hulle stoep moet staan en sien hoe die baljie hulle goed wegvat. En dan sê mense, maar ek het die Here gevra en gesoebat en gesmeek dat my besigheid gered sal word en daar is te laat. Dis hoe dit vir ons voel. Dit voel of die Here nie opgedaag het nie, dat die Here nie geluister het nie, dat die Here nie omgegee het nie. Maar ons dink nie daaraan aan wat God se plan vorentoe is nie. En ons het in die konsistorie ook nou vinnig weg gepraat oor hierdie selfde gedagte. En so het mense dan stryd en Josef het nie dadelik toe hy deur sy broers gevange geneem is en verkoop is as 'n slaaf, al singende en al met blydskap gesê, kyk, die Here is besig om my vir 'n wonderlike plan vooruit te stuur na Egipte nie. Hy het selfs jare later, toe hy in die tronk in Egipte was, het hy vir die skinker gesê, dat as jy weer voor Farao herstel word, doen 'n goeie woord vir my, want ek is uit my ouerhuis uitgesteel. Toe het hy nie gesê, die Here het my vooruit gestuur om hierdie groot nasie in stand te hou nie. Toe het hy dit nog nie verstaan nie. Jare later het hy dit eers begin begryp. En so die Here wys vir ons wat in ons hart is en ons dink daar is dit die einde, wanneer die baljie alles kom wegneem. Wanneer jy by 'n sterfbed staan, moontlik 'n kind, en bid, 'n geliefde, 'n huweliksmaat, 'n ouer. En jy vra, Here, help, gryp in, genees. En daar blaas die persoon sy of haar laaste asem uit. Dit is te laat. Dis wat ons dink. Omdat op daardie tyd dan maak dit nie vir ons sin en ons is oorhaastig in ons denke, ons is verboureerd. En ons dink nie aan die hiernamaals nie. Ons dink nie aan die feit dat die wat in Christus geglo het sal lewe al het hulle gesterwe nie. Ons dink nie in terme van hoe God hierdie situasie in die toekoms sal gebruik nie. Ons is onstuimig en op daardie oomblik ervaar ons dat ons alleen is.
ver van my hulp, van die woorde van my gebrul. En die woord gebrul is interessant, dat ons lees verder in hierdie Psalm baie van diere, stiere en honde, en dan gebrul. Wat brul? 'n leeu brul, want later in die Psalm vers 14, hulle het hulle mond teen my oopgespalk soos 'n leeu wat verskeur en brul. Maar daar's twee, 'n leeu wat ly en in 'n struik gevang is, en 'n leeu wat sy prooi gevang het. So, daar's hierdie twee verskillende, en Christus praat dan van dat die uiting van sy pyn soos 'n gebrul is, en sodoende daardie uiting soos 'n dierlike uiting van pyn. En so Christus ervaar dat die hulp van God ver van hom af is, en sy pyn is groot, as gevolg van ons sonde. Nie sy sonde nie, hy het geen sonde gehad nie. En dan, wat gebeur in hierdie tyd? Wat gebeur in hierdie tyd dat ons op daardie oomblik in ervaring van ons lewe is, dat God het nie gehoor en het nie geluister toe ek geroep het nie. Alles het te laat geword, alles is verby wat moes herstel word, en wat dan? Dis dan wanneer die sielevyand intree. Dis dan wanneer die duiwel op sy gevaarlikste is. Want wat is die volgende vraag wat die sielevyand vra? Waar is jou God? Jy vra, my God, waarom het U my verlaat? En die duiwel kom en hy stook die trein. En hy vra, ja, waar is jou God? En hoe doen hy dit? Die kwaaddoeners, en ons sien dit in Psalm 42. Die seuns van Kores. My trane is my spys dag en nag, omdat hulle die hele dag vir my sê, waar is jou God? So jy is besig om te ly, jy is besig om deur stryd te gaan. Dit het vir jou te laat geword. Waar is jou God? Vra die vyand. En hy sal hamer en hamer en hamer daarop. Dawid het dit beleef. En ons weet dat die bose Christus nie aan die kruis uitgelaat het nie, maar dat hy hom voortdurend getuister het. Waar is hierdie God van sy heil? God het mos 'n behaag in hom gehad. Laat hy hom red. Dis wat hulle vir Christus gesê het, toe hy aan die kruis gehang het. Wat bedoel die skrif met, hy het mos 'n behaag in hom gehad? Kan jy onthou wat by Jesus se doop deur die Vader gespreek is? Die Vader uit die hemel, toe Christus gedoop is, toe Jesus gedoop is, toe het die Vader gesê, dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehaag het. En sommige wat daar gestaan het dit gehoor, vir mekaar vertel, en dit is gebruik teen Christus toe hy aan die kruis gehang het. Onthou julle dat daar 'n stem uit die hemel gekom het wat sê, dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehaag het. Hy het mos 'n welbehaag in hom, laat die hom red. Sien, daar gebeur niks nie. En so, Christus is nie gelos daar aan die kruis nie. Hy is getuister deur die bose. Ander kon hy mos verlos, maar hy kan homself nie verlos nie. Kyk hoe het hy deur die landstreke gegaan van Judea, Samaria, Galilea, en hy het mense wat vasgevang was in siekte, vasgevang was in duiwelbesetenheid, het hy verlos en hulle genees. Geneesheer, genees homself. So die bose getreiter. En Dawid het dit ervaar, mense wat hom verag het vir hom gesê, kyk nou wat se situasie sit jy. Waar is jou God? En so sê die seuns van Korag,
Dit het hulle tot trane gedryf, omdat die vyand voortdurend gevra het, waar is jou God? Soms het Israel in oorlog opgetrek en hulle het tot God geroep vir beskutting en bewaring en hulle het ingetrek met die versekering dat die Here hulle sou help, maar die Here het nie gehelp nie. En 'n klomp van hulle het op die slagveld gesterf. En die vyand sê, waar is jou God? Roepe na God, en dit lyk asof hy ver weg staan, maar hier wil die Here ons leer, dat al het dit in ons boeke te laat geword, al het dit in ons gedagte te laat geword, en alles het uitmekaar uitgeval. God verseker ons, dat dit in sy raamwerk nie uitmekaar uitval nie. Want toe Christus gelei het, en hy sterf, toe lyk dit asof God het hom dan nie gehelp nie. Maar die skrif leer vir ons, Hebreërs 5 vers 7 en 8, hy wat in die dae van sy vlees gebede en smekinge met sterk geroep en trane aan hom geoffer het, wat hom uit die dood kon red, en ook verhoor is uit die angs. Hy, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. Hy het tot God geroep en is verhoor. Op watter wyse is hy verhoor? Hy is verhoor deurdat hy die derde dag uit die dood uit opgestaan het. Onsterflik om nooit ooit weer te sterf. Ons voel in hierdie lewe, dinge gaan te ver en dit is buite die bereik van God. Dit is nie. Daar's 'n opstanding wat vir my en vir jou wag as kinders van God. Niks kan vir ons te laat word as kinders van God in ons lewe en sê, maar die Here het nie ingegryp en het nie my gehelp nie. Hy sal ons, wanneer ons in hierdie lewe sterf, in die ewige hiernamaals inbring en wanneer hy terugkeer, keer ons terug om 'n nuwe liggaam te ontvang. So vir ons is daar nie iets soos te laat as kind van God nie. Dis weliswaar die mense wat in ongeloof sterf. Alleen vir hulle is dit te laat. Maar ons as kinders van God het die vertroosting, die Here sal ons nie begewe en ons nie verlaat nie. Wanneer dit voel, hy verlaat ons, dan is dit dat ons getoets word, wat in ons hart is, en die prentjie is nie mooi nie. Dis sodat ons nie op onsself sal vertrou nie, maar op hom sal vertrou. En Christus, alhoewel hy sondeloos was, het dit vir ons kom wys. Hy, terwyl die disippels rustig en snoesig geslaap het, het hy laat in die nag, tot vroeg in die môre het hy gebid tot sy Vader. Ook daar in sy beproewing in Getsemane het Christus 3 maal na sy Vader gegaan en gebid en sy disippels elke keer in die slaap gevind. So ons leer soms ook op die harde manier. Ons word geblinddoek deur die duisternis. En ons sê God is ver van ons af, maar as die blinddoek van die duisternis afgehaal word, sien ons God was die heeltyd daar. Hy was in dit alles, in die dood van ons geliefdes, in die krisis wat met jou werk en met jou besigheid en met jou familie. Hy was die heeltyd daar. So luister daarna dat ons van die begin af weet, hy is daar of dit vir ons voel of hy daar is of nie. Ons moet begin kyk met die oë van geloof. Die disippels het eers net gesien wat voor oë is en later besef dat hulle met die oë van geloof moes kyk. Selfs al voel dit of die Here ver is. Daarom is hierdie psalm vir ons gegee, hierdie messiaanse psalm, want Christus het alreeds geweet dat dit sou uitloop tot lof. Daarom het hy nie in totale mismoedigheid hierdie woorde uitgeroep nie. Maar ons aandag daarop gevestig, dat hy Gods verlatenheid beleef het, maar in die einde van hierdie psalm kom dit by lofprysing, by aanbidding, by dankbaarheid. So kind van God, weet jy dat hy dit wat jy beleef het, voordat jy dit deurgemaak het, in 'n baie hoër intensiteit beleef het.
sodat ons 'n hoëpriester kan hê wat met al ons swakhede medelee kan hê, sodat ons die lyding van Christus kan waardeer, wanneer ons so 'n bietjie van die bitter medisyne van lyding ken, en so 'n bietjie van die verlatenheid van God ken, want hoe anders sou ons dan medelee kon hê met Christus in sy swaar kry ter wille van ons. En hoe sou ons besef dat hy medelee met ons het, as ons nie weet dat hy al hierdie dinge deurgemaak het nie. En omdat Dawid 'n profeet was, het die Psalm hom geleer wat Christus vir hom sou deurmaak, en omdat ons in die ander kant van die geskiedenis staan, kyk ons terug na die kruis wat Christus al reeds vir ons deurgemaak het. So kind van God, as hy ons so lief gehad het, dat hy sy seun gegee het, en die lewe van sy seun vir ons gegee het, sal hy dan ook nie vir ons alles gee wat ons nodig het nie. Wat hy dink ons nodig het, nie wat ons dink ons nodig het nie, hy weet beter. Maar God ons geestelike oë open, sodat ons harte gevloed kan word met dankbaarheid, sodat ons kan uitleef 'n lewe van dankbaarheid, dat ons nie verbitterde mense sal wees wanneer die moeilike omstandighede ons tref nie, maar soos die Here ons leer, dat ons al hoe meer in dankbaarheid die Here sal loof en prys, en dus tot op daardie vlak waar die apostel Paulus geestelik gegroei het, dat hy en Silas toe hulle in die tronk gestop is en gemartel is, lofsange in die middel van die nag kon uiter tot verheerliking van God en tot uitbreiding van sy koninkryk. En ons weet wat daarop gevolg het. Maar God ook ons pyn en lyding gebruik tot die uitbreiding van sy koninkryk. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, help ons om te verstaan dat alles wat met ons gebeur tot verheerliking van U naam is, en nie vir ons gerief en ons vleeslike begeertes nie. Laat ook deur ons lyding U koninkryk uitgebou word, want deur U seun se lyding is U koninkryk gevestig. Help ons om op so 'n wyse te lei, sodat wanneer ons dan in die oog van die wêreld en die vyand kom, dat hulle sal sien dat daar lof in ons harte teenoor God is. Maar vir dit om te gebeur, buig ons wil, sodat ons kan weet dat U daar is, al ervaar ons dit nie. Laat die geloof wat U ons as 'n gawe geskenk het, uit genade uit, vasstaan al word dit duister rondom ons. Voorsien alles wat tot die lewe en die godsvrug dien. Vergewe waar ons harte bose dinge bedink en reinig ons met die bloed van U seun. Bewaar ons ook in die versoekings van die bose. In hierdie tyd van invluistering het God werklik gesê, hy is jou God, hy sal met jou wees. En ons bid, Here, dat ons sal weet dat U daar is. En doen hierdie dinge in ons lewens al meer en meer, totdat ons kom by die volheid wanneer Christus verskyn en ons al hierdie dinge wat nog duister is en wat ons nog nie verstaan nie, aan ons sal openbaar. Ons dank U, o Vader, in Jesus naam. Amen. Ons het nou geleentheid om die Here te dien met ons offergawes.